Jy's ingeskakel op Groot Plaas en ons ou vriend Frikkie van Loggenberg is weer hier, hoofuitvoerende beampte van IFSA. Frikkie, goeiemôre en welkom terug. Môre Doopie, dankie man, so op 'n heerlike vars klam Dinsdagoggend. Ja, hoor jy altyd lekker om met jou te gesels. So die mediumtermynbegroting word nou môre bekendgestel deur die minister van Finansies. Wat is jou verwagtinge hiervoor? Doopie, ek dink kyk 'n mediumtermyn begroting is daar nou nie, dis nou nie die plek of die spasie vir een groot aankondiging wat gebeur nie. So ek dink daar gaan maar op die standaard, daar's net so 3 punte wat ek dink op gaan gefokus word. Nommer 1, dink ek ekonomiese groei gaan meer realisties aangepas word om te sien waar ons ekonomie heen gaan. So ek dink daar is nog bietjie negatiewe sentiment daarso in die mark. So ek glo dit gaan aangepas word. Die tweede punt om by die ekonomiese groei aan te pas, om te probeer stimuleer, gaan die investering in die infrastruktuur gaan ook 'n bietjie ligtheid kry, glo ek, om te sê wat die groot planne is vir die volgende 6 maande ensovoorts. En natuurlik uit 'n belastingoogpunt uit is 'n groot gedeelte, nie dat daar groot veranderinge wat ek dink gaan plaasvind nie, maar wel die effektiwiteit van die belastingstelsel en die opgader van hoe goed hulle hierdie ekstra 6 biljoen wat hulle oor target is, wat hulle nou by ons gevat het, hoe hulle dit nou nog gaan verbeter. So daai 3 punte is ek dink maar die kerts. So elke keer as daar 'n begroting opkom, dan wonder 'n mens, jy weet, wat beteken dit vir my persoonlike beleggingsportefeulje? Hoe gaan ek dit moet aanpas? Veral hoe beïnvloed dit die kort en die langtermyn? So effektief as 'n mens gaan kyk, as daar altyd so 'n aankondiging is daar sentimentgedrewe dinge. En die mark is maar sentimentgedrewe. So daar's altyd 'n kans dat dit of positief of negatief kan affekteer op die kort termyn. Maar langer termyn moet ons maar net mooi in gedagte hou dat elke belegging wat jy maak, al is dit in privaat toedanigheid, in privaat ekwiteite of in gelyste instrumente of in aandele, daai blootstelling wat jy het is tot die algemene besighede in Suid-Afrika. So as die besighede in Suid-Afrika nie hulle winsgrense maak nie of is onder druk en is nie meer so winsgewend nie, dan gaan jy dit in jou beleggingsbasis sien. So jy moet vir jou 'n strategie om die dinge gaan bou, om te sê en te identifiseer waar jy jouself moet uiteenkry. Wat is jou doelwitte, waar wil jy uitkom? So vir ons kykers daar buite, die konstante verandering en die onsekerheid wat daar is met die finansiële situasie in Suid-Afrika, hoe kan ons seker maak dat ons die regte beplanning in plek sit om al hierdie probleme hok te slaan? So vir my 'n strategie, 'n ordentlike strategie, 'n ordentlike plan is beter as enige lukskootjie daar buite. Maar die krits vir die saak vir my is op die einde van die dag, jy moet nie sentimentgedrewe of emosioneel oor dinge, oor jou belegging spesifiek dink nie, jy moet bly by jou plan. Met positiwiteit, as daar mense nou sien die mark is nou besig om 20% per jaar te gaan, nou wil almal mark toe gaan. En jy moet jouself keer om te sê, hoor, pas dit mooi in jou strategie in. Wat gebeur as daar iets nou skeef gaan, as daar regstelling is, wat is die situasie? Natuurlik negatief ook. Jy kan nie op die kantlyn sit en wag om te sê jy is so bang vir beleggings en bang vir volatiliteit dat jy nie die mark betree en jy verloor daai positiewe potensiaal wat jy kon gekry het. Nou, jy noem dit 'n goeie finansiële plan met fokus op konstante opbrengs is baie meer waardevol as, jy weet, goeie markbeweging en wat mense nou markte toe hardloop. Maar kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? Doopie, dit is vir my, as jy nou gaan kyk wat die afgelope 10, 7, 5, 3 jaar nou gebeur het in die mark. Die beleggers wat 'n konstante of wat 'n strategie uiteengesit het, waar jy 'n spesifieke doelwit najag, so jy bou jou portefeulje so, beskerm soveel as risiko's as wat jy kan en om by 'n spesifieke punt uit te gaan. So jy slaan nie om die beste die hele tyd te maak nie, want jy gaan ergens 'n foutjie maak. So daai konstante uiteensetting is wat vrek belangrik is, dat jy uit 'n strategiese oogpunt uit na hierdie tipe van dinge kyk. Jy kan nie laat sentiment jou dryf nie. Dis regtig, dis weer eens 'n verskriklike saak. Kalmeer, wees rustig. Ook die emosionele besluite natuurlik. Dis natuurlik 'n groot ding daai. So op af die hele ding, wees by jou planne. So as jy die laaste 5 jaar kyk, 2 jaar van die 5 jaar was baie ek sou sê gemiddelde groei gewees. 1 jaar toe die mark lekker opgetel, en die laaste 2 jaar het die mark rekords geslaan. So jy wil in die slegte tye wil jy bo gemiddeld presteer en jy wil in die goeie tye wil jy 'n groot gedeelte van daai
opwaartse beweging wil jy daai blootstelling hê. So dis waar die balans in kom. Wel, ons sal nou 'n bietjie verder uitbrei op dit. Natuurlik, goeie beplanning is altyd beter as enigiets wat 'n mens kan aanvat. So, ons gas vandag saam met ons in die ateljee, Frikkie van Loggenberg. Hy is die hoofuitvoerende beampte by IFSA. Ons gesels oor die mediumtermynbegroting wat voorlê en natuurlik hoe dit jou beleggings gaan raak. Ons is nou weer terug. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee, Frikkie van Loggenberg. Hy is die hoofuitvoerende beampte by IFSA met die mediumtermynbegroting wat voorlê. Gesels ons bietjie oor hoe dit jou beleggings raak. So Frikkie, net voor die breek het ons bietjie gesels oor behoorlike beplanning as dit kom by jou finansies, maar wat maak IFSA se benadering anders as dit kom by finansiële beplanning? So ek dink daar's soos twee verskillende punte wat ons moet aanraak en iets wat ons nou intensief na gekyk het die afgelope paar maande, omdat ons so geseënd is en die besigheid gaan regtig goed. En een van die dinge wat ons agtergekom het is die feit dat ons daarvan hou om baie persoonlik met mense in kontak te tree. En regtig elke persoon wat ons mee gesels of elke omstandighede, mense se omstandighede is heeltemal anders. So ons hou daarvan om daai uniekheid te vat, nie net 'n copy-paste tipe van oefening doen nie wat jy regtig gaan verstaan, maar regtig hulle behoefte te verstaan. Te verstaan in diepte hoe die dinge is. En natuurlik in Spreuke staan daar dat jy moet insig en kennis opdoen en jy moet deel. Nou, ons het nog baie om te leer, maar ons het nou al 25 jaar in die bedryf en ek hou daarvan om, as ons met kliënte gesels spesifiek oor beleggings is, om hulle in te lig en soveel as moontlik inligting vir hulle te gee, om hulle basies wys te maak dat hulle met gemoedsrus 'n besluit kan maak en weet dat ek oor 3 of 4 of 5 of 6 jaar as ek met hulle gaan gesels, dan leer hulle my partykeer goedjies. So 'n mens moet maar daai kennis deel. Wel, mense kan nooit prys sit op gemoedsrus nie. Hoe by IFSA is dit van toepassing dat julle daai gemoedsrus vir julle mense kan gee? So Doopie, gemoedsrus, soos jy sê, jy kan nie prys daarop sit nie. Dit is baie belangrik. Finansies en jou beleggings is so groot gedeelte van 'n mens se lewe. Nou, mens weet jy moet nie materialisties wees nie, maar sonder geld, jy kan nie jou lewensstandaard hanteer. So 'n mens moet ernstig na die situasie kyk. Nou, as jy gemoedsrus vind in die feit dat jy begin verstaan hoekom 'n mens sekere beleggings, sekere strategieë, sekere dinge doen. Jy verstaan nie, jy vertrou nie net jou adviseur of die persoon wat na jou goed werk nie. Jy verstaan hoekom daai spesifieke dinge in plek is. Dit gee jou so 'n bietjie meer indikasie dat jy het gemoedsrus in die sin dat jy verstaan daai proses, jy weet dat dit die regte ding is en dit gee vir jou meer ek sê insig om daai besluite te kan neem. En natuurlik as iets met jou gebeur of met jou vrou gebeur of wat ook al die geval is, het jy daai gemoedsrus om te weet dat die mense wat na jou kyk en agterbly seker gemaak dat jou wense en goed toegepas is en jy kan verseker weet dat hulle die beste vir jou mense of vir jou nageslag gaan vorentoe druk. Nou daar's net 'n paar weke van die jaar oor. Hoekom is dit nou 'n goeie tyd om weer te kyk na jou finansiële portefeuilles en jou beleggings en dit te hersien? So Doopie, hierdie tyd van die jaar, Desember, Januarie is die mark maar baie interessant, want baie van die industrie maak toe, dit het 'n effektiewe, dit het 'n effek op die beurs, laat ek so sê. En as jy nou regtig pragmaties gaan kyk, waar is ons? Goudpryse is hoog, aandelepryse is hoog, rand is lekker sterk. So is dit nie nou maar tyd om te sien hoe lyk jou portefeulje? Is dit nie tyd om te herbalanseer, bietjie winste te vat en jou plan weer te herbalanseer en daai strategie uiteen te sit nie? En my antwoord is 100% ja. Aan Desember is altyd 'n goeie tyd om na jou wiskunde te kyk. Nou, wat maak julle dan by IFSA en julle netwerk van onafhanklike adviseurs se benadering 'n klein bietjie anders as dit kom by die netto-effek? So die netto-effek, laat ek so sê, is wat se prestasie bereik jou beleggings na kostes, na belasting, na inflasie. So dis 'n sommetjie wat jy moet maak en mense sien baie keer dit mis dat 'n inflasiesyfer is eintlik 'n baie persoonlike ding, want jy kan nou gaan kyk dat die inflasiesyfer tussen 3 en 6% is wat die land se inflasiesyfer is wat alles duurder word, maar as jy nou persoonlik gaan kyk wat kos jou water en ligte, jou mediese fonds, jou erfbelasting, die water, wat verhoog dit jaar op jaar? Dis nie by 3 en 6% nie, dis bietjie hoër as dit. So elke persoon het maar 'n persoonlike inflasie
syfer en jy moet jou beleggingsplanne moet jy daarbey aanpas, want anders dan gaan jy op die lang termyn gaan jy 'n bietjie van 'n verrassing kry. Frikkie, dit is ongelooflik alles wat jy noem nou, maar as mense in kontak wil kom met julle daar by IFSA, hoe gaan hulle te werk? So ons SMS die woord kontak na 48422, dan staan ons reg om lekker te kom kuier. Ongelooflik. Frikkie van Logrenberg, hoofuitvoerende beampte van IFSA. Dankie dat jy kom kuier het, my vriend. So, as jy in kontak wil kom met Frikkie net so voor die medium termyn begroting, dan maak so, maar dit is nou die regte seisoen vir jou om te kyk na jou finansies. Dit is Grootplaas vir vanoggend. Ons hoop jy het dit lekker saam met ons geniet en dan sien ons mekaar weer môre.